Maar ons moet vir mekaar eerlikwaar sê dat ons sit nou oor die afgelope meer as 30 jaar, sit ons moet by die kern van die probleem uitkom. Waar het sy ontstaan te danke? En dan kom ons by die hele kwessie van 'n beleidsomgewing wat oor meer as 30 jaar in Suid-Afrika geïmplementeer is van gesentraliseerde beheer, waar jy net eenvoudig kundigheid weggedryf het deur kaderontplooiing, en jy het mense in posisies gesit wat nie noodwendig die ingesteldheid of die kundigheid of die passie het om daai werk te doen nie. Daar is nie noodwendig nie kundigheid nie. Party gevalle kan dit so wees. Maar ek wil amper sê dit was nie die kriteria vir aanstellings nie. Dit was dalk 'n bonus as jy dit kry. Nou ek kan nie vandag vir iemand sê jy's 'n kader of jy's nie. Hulle moet vir hulself die vraag afvra. In die stoel wat ek sit, het ek 'n sin vir dringendheid? Het ek 'n verantwoordelikheidsaanvaarding? Het ek 'n honger vir kennis en 'n toekomsgerigtheid? Dit waarmee ek besig is. Elke dag as ek huis toe gaan, kan ek sê ek het 'n verskil gemaak vir die sektor waarbinne ek werk. Ja. In ons geval is dit landbou, maar in ander sektore is dit net so van toepassing. Reg deur die land. Ons sit met 'n land wat gedegenereer het en hy funksioneer nie meer effektief nie.